probeer by Sondagskool. Okay. Goeienaand gemeente. Kom ons sit net so as sluit ons die oë. Heilig, heilig, heilig is U wat was, wat is en wat vir ewig sal wees. Mag U naam deur ons groot gemaak word, laat U naam deur ons geloof en geprys word, Here, want U is waardig om geloof en geprys te word. U wat oor alles regeer, U wat bo alles is, U wat sterker as alles is. Ons wil net U naam loof en prys. Dankie, Here, dat U ons liefhet, Here, in 'n wêreld wat chaos is, in 'n wêreld as ons die nuus dophou wat ons bang maak, Here. Weet ons dat U regeer nog steeds. U is nog steeds op die troon en U het nog steeds vir ons gesterf en U bloed koop ons nog steeds vry. En daarom kan ons vanaand net ons sonde weer eens voor U voete neersit en weet dat daardeur word ons vrygekoop, word ons skoon gewas en kan ons U naam loof en prys. Dankie, Here, dat ons hier as kerk by mekaar kan wees. Dankie dat U teenwoordig is. Spreek ook deur die woord, breek hierdie woord vir ons oop. Here, mag hierdie vir ons 'n ongelooflike ervaring wees van U. U praat deur die woord met elkeen van ons. Laat ons luister en laat ons hoor. In Jesus naam alleen. Amen. So ek wil vanaand begin deur te vra, wat is 'n spoiler? As ek 'n spoiler gee van 'n fliek, wie kan dit vir my sê wat dit beteken? As ek Wat is 'n spoiler? Yes. 'n bederf. Yes. As ek vir julle sê, okay, maar as ons nou hierdie fliek kyk en ek verklap die einde, ek sê wat aan die einde van die fliek gebeur en dan spoil ek dit so bietjie vir jou, nee, ek maak dit vir jou half, ek sê vir jou wat gaan gebeur voordat dit gaan gebeur. Nou, ek wil so bietjie 'n spoiler gee vir ons as Christen. Ek wil dit so bietjie die einde verklap, die einde sê, God wen. Ons wen, saam met hom. Ons op die einde, en al hierdie gevegte waarmee ons betrokke is, en al hierdie seer wat ons ervaar op hierdie wêreld, en al hierdie stikking wat ons sien en ervaar, en al hierdie op en sê en afs en heen en wees, God wen. En in jou wêreld gaan hy ook wen. Al voel dit op hierdie stadium is 'n bietjie agter, die tellen voel vir jou 100-0 en dit is nou eers halftyd. Onthou, dit is nou eers halftyd. Want ons gaan wen. Ons wat glo in Jesus Christus gaan wen. En hierdie oorwinning gaan dalk nie lyk soos wat jy dit wil hê nie, en hierdie oorwinning gaan dalk nie lyk soos wat jy altyd daarvan hou nie. Maar jy gaan wen. En ek probeer nie hierdie as 'n voorspoedteologie verkoop, dat dinge net maanskyn en roos en altyd alles gaan lekker wees nie. Maar omdat daar 'n kruis was, daar het al reeds oorwinning by die kruis behaal 2000 jaar terug. Wat gebeur as mens 'n slang doodmaak? Mens strap op sy kop en hy gaan dood. Is hy onmiddellik lê hy doodstil? Wat gebeur? Wat doen hy? Yes. Hy kry sulke styftrekkings, né? En as jy nog steeds jou vinger dan naby gaan hou en hy pik jou, dan gaan jy nog steeds seer kry en kan doodgaan, né? Dit is die duiwel op hierdie stadium. Die duiwel is al reeds oorwin. Hy is al reeds het hy nie meer krag om te wen nie. Maar hy het al styftrekkings.
hy kan nog seermaak. Hy het nog invloed. En ek is nie iemand wat sê, hoor jy, ons moet, want ek glo baie vas dat oralste waar ons veel eer aan die duiwel gee, daar ons kan die duiwel in alles soek en ons moet versigtig wees daarvoor. Maar die duiwel kan ons steeds, het ons steeds die effek. Dit moet ons onthou. So die gedagte van hierdie hele groeiweek is regtig om net so 'n bietjie gereedskap in julle hande te sit om hierdie boek self te gaan ontdek. Ongelukkig het ek nie die tyd om dit te doen nie en jy gaan ook nie hier vir 'n hele maand sit nie, want dis so lank dit jou gaan vat om deur hierdie boek te werk. As dit so min is, ek dink mens kan op een hoofstuk seker vir 'n hele maand preek. So ek wil jou net regtig so 'n bietjie 'n uitlyn gee, buitelyn gee. By die laaste deel van Openbaring, hoofstuk 12 tot 22, is daar baie beeldspraak. As jy gedink tot nou toe, was daar baie simbole en baie goed. In hierdie stuk, tussen hoofstuk 12 en 22, die laaste deel, ongelooflik baie beeldspraak. Nou, dit begin by 12, die vrou, die kind en die draak. Hier verwys die vrou na die kerk, na my en jou. Die kind verwys na Jesus. En die draak, na wie dink julle verwys die draak? Wie dink julle is die draak? Ek sê so vinnig moet dink, jy kan vir my sê. Ja, jy kan wel sê, Pieter. Kom, die duiwel! Yes! Die draak verteenwoordig die duiwel. Jy moet hom nie sy enthousiasme blus nie. So ons gee dit vir hom. Okay. So vers 12, hoofstuk 12 vers 5 sê, sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na die troon toe. Okay, so hier's Jesus is weggeruk na die troon toe. Dit is na hy opgevaar het na die hemel toe, het hy na die troon toe gegaan en hy is die een wat met die ysterscepter sal regeer. Want hy is die lam wat vir ons gesterf het, maar hy is ook die heerser. Verder kry ons die draak, wat ons besef hier verwys na Satan. Ons sien dat na die seun weg is, geruk is na God se troon toe. Soos ek sê, hier is die hemelvaart wat hier verduidelik word. Die duiwel het egter Jesus gevolg, dit lees ons in Openbaring, om oorlog teen hom te gaan maak in die hemel. So die duiwel is al agter Jesus aan, toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, is die duiwel agter hom aan in die hemel. Dis iets wat ek nie geweet het tot ek voorberei het nie, die duiwel is saam met Jesus daarin. Maar die duiwel verloor daardie stryd. Ons lees in 12 vers 7, die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds wat die duiwel is, en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi, hy is op aarde gegooi en sy engele saam met hom. Maar wie is op aarde, het ons nou net gelees. Die kerk het agtergebly. Ons het agtergebly. En die duiwel het afgekom. Hy en al sy engele en al sy demone. Nou die draak het egter op aarde is, het die vrou naamlik die kerk geagtervolg en vervolg, wat ons egter keer na keer lees, beskerm God sy kerk. En dis iets wat ons moet weet. God beskerm sy kerk. En vind die oorwinning van die duiwel. Hoekom het ons die oorwinning gevind? Uit die bloed van die lam. Vers 11 sê, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, dankzij die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe. Die bloed van die lam het die kerk gered van die duiwel en sy aanslag. Ons het gewen. Punt stop klaar. En dis iets wat ons die hele tyd moet sê, dis iets wat ons die hele tyd moet onsself herinner van, ons het hierdie geveg teen die bose is gewen. Nie omdat ons so oulik was nie, maar omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf. Die bloed van die lam. En hier is eintlik die kern van die hele paar dae wat ons saam is, oorwinning het gekom deur die bloed van die lam. Nie deur 'n oorlog nie,
Nie deur tegnologie nie deur slim praatjies nie deur die regte teologie nie deur regte mense bymekaar te bring nie die regte programme nie, maar deur die bloed van die Lam. Want dit was die perfekte offer. God bly steeds op sy troon en niks sal hom daar verwyder nie. Ons het gister mos gepraat, dat God sit op die troon, so God is baas. Hy is in beheer. Dit is wat in hoofstuk 12 afspeel is. Hierso die vrou met die kind wat Jesus is, die vrou wat die kerk is, Jesus gaan op, die duiwel agtervolg haar, hy word daar uitgegooi aarde toe, so nou is die kerk weer in gevaar, maar deur die bloed van die Lam het ons oorwin. Dan vers 13, Satan wil baie graag vir God naboots. Weet nie van julle wat kleiner boeties of sissies het nie, maar ek het my boetie het altyd hierdie ding gehad, dat hy wil my naboots. So as ek sekere goed kyk op TV, dan wil boetie sekere goed kyk op TV. As ek sekere goed sê, dan wil boetie sekere goed sê. As ek sekere goed doen, dan wil boetie sekere goed saam met my doen. Ek seker almal van julle het dit ook al gehad. Nou die duiwel doen presies dieselfde met God. Hy boots hom ook nog. En ons sien in hoofstuk 13, kom daar twee diere. Daar kom 'n dier uit die aarde uit, en daar kom 'n dier uit die see uit. Eers uit die see en dan uit die aarde uit. Wat die duiwel volg. En hierdie drie, hulle is vir die Satan, vir die duiwel, soos wat God is, die Seun is en die Heilige Gees is hierdie drie vir die duiwel soos hy onheilige drie-eenheid, wat hy gebruik om die mense te verlei, om die mense nader aan hom te sleep. Hy gebruik hulle. Aan die een kant, die dier uit die see uit, word daar baie woorde gebruik om te verwys na Jesus. Dit is ook 'n militêre mag wat baie hiervan gepraat word, 'n groot weermag wat hier aan die gang is. Aan die ander kant, die dier wat uit die aarde uitkom, verwys baie na die Heilige Gees. Dieselfde woorde wat gebruik word om na die Heilige Gees te verwys ook na hierdie diere. En hierdie diere is daar om die Christene te vervolg en dit vir hulle moeilik te maak hier op aarde. So dis wat dit wys, dit maak dit vir ons moeilik op aarde. Dit is hulle alleen doel op aarde, hierdie twee diere, om dit moeilik vir ons te maak. Want hier is nou nie fisiese diere nie, dis nie diere wat ons kan sien nie, dis baie keer groot magte wat hierdeur verteenwoordig word. En hulle toets die hele tyd die loyaliteit van die kerk. Hulle sê die hele tyd vir hulle, hoorie maar, moenie vir Jesus volg nie, volg my. En dan sê dit, as julle my volg, dan moet julle die merk van die dier bring, die 666. Ons het jy het 10 al baie keer daarvan gehoor. Maar soos wat ons gelees het in die vroeë hoofstukke, God het ook eers sy mense gemaak. Hy het my en jou gemaak. Deur die bloed van die Lam is ek en jy gemaak. Maar die duiwel wil hierdie ook naboots. Hy soos my boetie wat sê, maar ek wil ook hierdie doen. So, hy sê, okay, maar ek gaan dan vir julle ook 'n teken gee. En dit is waar die 666 vandaan kom. En dit sou geskryf word op hulle koppe en op hulle hande. Maar nou moet ons versigtig wees. Want ons dink baie keer hierdie verduidelik iets van 'n microchip wat in jou kop gaan ingeplant word en daardeur gaan jy gelei word en al daai tipe goed. Kom ons lees eers vers 16, wat hier soos van 16 en 17. Hy verplig die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorkoppe te dra. En laat niemand mense getal. 66. So hier moet ons verstaan, en ons moet dit baie mooi in konteks lees, hier is nie 'n rekenaarskyfie nie. Hier verstaan dit, die plek waar dit kom is op die kop en op die hand. So wat beteken? Dat my denke en my aksies word hierdeur beïnvloed. Dis nie 'n fisiese ding nie, julle. My denke en my aksies, my hand en my kop word hierdeur beïnvloed. Maar ons moet duidelik weet, dat gaan nie op 'n punt kom dat jy verbluf kan word om hierdie chip te kry. En jy gaan nie besef dat jy die merk van die dier het. Jy gaan nie eendag wakker word en dan besef.
Hier is iets wat jy doelbewus gaan kies, of vir God of teen God. En dit gaan baie duidelik gemaak word. En nou het ons ook so klein bietjie net teruggaan na die eerste aand toe, het ek al reeds gesê, dat die keiser van daai tyd het gesê dat sekere mense moet gemerk word op hulle koppe en op hulle hande. Dit is hoe die tradisie gaan, voordat hulle kon koop en verkoop. So dis baie moontlik dat hierdie al reeds plaasgevind. Wat ons ook moet hier sien is, klein, groot, ryk en arm, vryes en slawe, almal moet hierdie merk dra. So dis nie so eenvoudig soos 'n chip nie, want mense hier diep in Afrika gaan nie 'n chip kry nie. So dis iets wat ons moet weet. En ek sê nie dat die Satan nie dit kan gebruik as 'n rekenaarchip nie, dit is seker moontlik. Maar ons moet versigtig wees om nie bohaai op te skuif oor elke ding wat ons sien en lees, veral op YouTube, bietjie kyk nie, want baie mense soek sensasie. So kom ons lees die Bybel baie meer intens. Kyk, hoofstuk 14, waar daar weer baie klem geplaas op die 144.000, né? Ons het gister daaroor gepraat, die 144.000 wat God se volk is. God sê weer vir hulle, julle is deel van my. Dit is so mooi, vers 3, hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kan hierdie lied leer nie. Imagine as ons ook eendag hierdie lied gaan saam sing, waar ons God loof en prys. Dat hier 144.000 is nie die presiese hoeveelheid nie. Dit moet ons baie eerlik en opreg vir mekaar sê. Hierdie is net 'n simboliese teken. Almal wat glo word deel van hierdie groep. En imagine hoe gaan ons sing om loof en prys. Hier word ook baie die vraag gevra, kies God in hierdie hoofstuk, sê dit, kies God of kies teen hom. Maar weet dat beide sekere gevolge gaan hê. As jy vir God kies, gaan dit dalk nou vir jou moeilik gaan. Maar op die einde gaan dit vir jou makliker gaan. As jy teen God kies, gaan dinge dalk lekker nou wees. Maar op die einde gaan dit nie. Dan hoofstuk 15 en 16 is daar weer 'n reeks van oordeel wat God vel. En hier word daar gepraat van die wraakbakke. En raai, daar's ook 7 van hulle, soos wat 7 die heeltyd deurgaan. En God gebruik hierdie bakke van sy wraak om die kerk uit sy vervolging van Satan uit weg te kry. Hierdie word nie teen die kerk gemik nie, maar teen die mense wat teen God is. En by die 7de bak breek die finale geveg uit tussen Satan en die wat hom gevolg het, wees Armageddon gewees op daai stadium. Was nie 'n groot militêre ding nie. Maar hier gaan 'n finale oordeel plaasvind, 'n finale geveg, as ek dit so kan stel. En tydens hierdie geveg skuif ons daar na hoofstuk 17 toe. En ons sien dat die duiwel gebruik dan hier nog 'n persoon, 'n prostituut, 'n onsedelike vrou met die naam Babylon. Hierdie vrou verteenwoordig Babylon, wat weer die volgende simboliseer. Dit sal 'n wêreldstelsel wees. Dit sal mag wees. Hierdie vrou sal verleidelik wees. Dit sal ekonomiese en godsdienstige mag hê. Daar sal verleiding en vervolging plaasvind. Hier is dis 'n tyd waar daar 'n stelsel kon kom wat teen die kerk sal wees. Wat hulle sal uitbuit en baie mag het. Die kerk sal hier baie verlei word om te glo en te verlaat, die kerk te verlaat en deel te word van die wêreld. Julle sien, hier is iets wat die 7 gemeentes reeds ervaar het onder Romeinse ryk. Immers word daar verwys na Babylon as Rome. En dis iets wat ons ook vandag besef. Wat van hierdie tipe goed is nie wat ons vandag al ons tref nie. Daar's 'n wêreldstelsel wat teen die kerk is. Wat sê, ja, wat julle glo beteken niks.
Daar sal reeds baie mag. Daar sal reeds baie verleiding. Die wêreld wat keer na keer sê, hoorie, dis oukei, jy kan doen wat jy wil. Snaaks genoeg kom party van hierdie goed en hierso by ekonomiese en godsdienstige mag kom uit die kerk uit. Die kerk wat begin verkondig, daar is nie iets so sonde nie. Die kerk wat begin verkondig, dat alles is oukei. Dit kom uit die kerk uit. En ons moet pas op daarvoor. Verleiding en vervolging. Ek het gister gesê, die hoeveelheid vervolging wat al reeds plaasvind. Hier is iets wat dus nou al gebeur. In elke geslag is daar 'n duidelike stem wat sê, jy het nie God nodig nie. Nee? Ons hoor dit dag in, dag uit. Die media sê dit, alles sê dit, dat daar is nie 'n God nie. Jy het nie God nodig nie. Jy sal oukei wees op jou eie. Dis die vraag en die verleiding wat reeds daar is. Maar Babylon sal ook val. Hoofstuk 18. Vers 2 sê, hy het met 'n sterk stem uitgeroep, geval, geval, het die groote Babylon. Dit het 'n blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van onrein geeste, die skuilplek van onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere. Die land van God sal ook Babylon tot 'n val bring en die kerk weer bevry en alles wat deur Babylon beïnvloed was, sal tot 'n val gebring word. Ons lees hoe almal wat voordeel getrek het uit Babylon uithuil. En hierdie sal die geval wees as die wêreld vandag besef dat alles wat ons het eintlik net tydelik is. Dat alles wat hulle opgebou het in hierdie wêreld, rykdom, sukses, eer, al hierdie goed eintlik niks is nie. Dis wanneer ons besef julle dat dit wat ek hier bymekaar maak, dit wat ek hier het, eintlik niks is teen die grootheid van God. En Babylon sal val. Alles wat teen God bly staan, sal aan die einde val. Nou kom ons by hoofstuk 19 en 20 en hier begin dinge ongelooflik mooi. Daar's 'n troue. Nou wie hou nie van troues nie? Ek sê so mal oor troues nie, maar wie hou nie van 'n lekker party waar almal bymekaar kom en daar's vreugde en daar's vrede en daar's geluk. Want dis waartoe alles beweeg. Na hierdie huwelik tussen die kerk wat die bruid is en die bruidegom wat Jesus is. Waar die lam die kerk sal kom kry en hulle sal in die hemel vir ewig saam wees. Hierdie wys na die tweede koms van Christus. As hy weer kom, sal daar 'n troue wees wat al vir meer as 2000 jaar beplan is. Dit sal 'n ongelooflike vreugdevolle fees wees wat ons het gewen deur Christus Jesus. Die troue wat ons nooit weer sal sien. As jy gedink het jy was al by 'n fancy troue gewees, maal dit met biljoene, dan sal jy besef wat dit sal wees. As hy weer kom, sal hierdie troue wees wat so lank beplan is. Ons sien ook hier dat Satan finaal gebind en oorwin word. Dat die wat hom gevolg het voor God se troon sal moet staan en die wat in die boek van die lewe geskryf het, sal vrede hê, maar die wat se naam nie in die boek van die lewe staan nie, sal in die hel gegooi word. En nou klink ek soos daai ou dominees wat altyd gesê het, pas op want die hel is nog warm. En dit wil ek eintlik vandag baie duidelik sê. As jou naam nie in die boek van die lewe geskryf word nie, dan is die hel jou voorraad. Hoekom is ons net op handjies? Wel hy nie dat dis van. Okay, so ons moet besef en baie mooi verstaan. En hoe weet ons naam is in daai boek? Liewe vriend, liewe vriendin, kinders, jou naam is in daai boek as jy die Here aanvaar as jou verlosser. As jy moeite maak met sy woord, dan staan jou naam in daai boek. Dit kan jy sonder twyfel weet. Vers 20, hoofstuk 20 vers 3 sê,
Die see het die dooies teruggegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En ook elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Maar die wonderlike ding is, julle, dit eindig nie in hierdie chaos nie. Dit eindig in 'n troue, in iets lekker. Maar daar gaan geoordeel word. Ons gaan geoordeel word. Ons gaan voor die troon staan. En party van ons gaan hemel toe en ander van ons gaan. En dit moet ons baie eerlik vandag hoor. En dit is dalk ou nuus, maar is iets wat al hoe meer van alle kante af bevraag word. Nou ek hoop jou saak is reg. Dan die laaste 2 hoofstukke is so kosbaar en ek gaan 2 groot stukke daaruit lees. Sien ons God skape 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Daar word ook 'n nuwe Jerusalem geskape. God woon by sy mense. Daar is water van lewe wat vloei. Daar's geen dood nie, daar's geen trane nie, daar's geen vloek nie. Alles is mooi, is goed, is wonderlik. Dis wat gaan kom. 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af, uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat haar vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook nie leed, smart, pyn sal nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Nou staan ook baie duidelik dat daar's ook nie meer 'n tempel nie, want die tempel gaan nie meer nodig wees nie, want God sal tussen sy mense woon. Hier word gepraat van 'n tweede Eden, hè? Waar God bly tussen sy mense, ons gaan gesprekke met die Here kan hê. Ons gaan in sy teenwoordigheid kan bly. Daar gaan nie meer seer of stikkend wees nie. Dit gaan ongelooflik. Dan 22 vers 1. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is soos helder soos kristal en die stoom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir alle nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van sy lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God sal verlig en hulle sal vir ewig regeer. Dis waartoe ons op pad is. Dit is die spoiler. Dit is waartoe ons gaan. En dit sal genoeg wees. Mag ons vashou daar. Mag ons mekaar daar sien. En mag ons moeite daarmee maak dat ons elkeen daar sien. Want dit is ons opdrag om te gaan verkondig daar waar ons gaan. Met die refrein wat keer na keer gaan. Jesus kom weer en hy kom gaan. Jesus kom weer en hy kom gaan. Nou wat leer ons uit die boek Openbaring? Dat God drie-enig is op die troon en hy is in beheer. Dat God drie-enig is op die troon en hy is in beheer. Dat God alle mag verdien. Alles. Dat die kerk, ek en jy,
in die wêreld is, maar dat die kerk nooit alleen is nie. God is by sy mense. God is by my en jou. Dat daar 'n duiwel is, wat slinks is, en ons vir hom wil hê. Dat daar swaar tye is. Ons as gelowiges is nie gevrywaar van enige pyn nie, ons gaan pyn ervaar. Dat God se oordeel in die wêreld laat plaasvind, en hierdie oordeel gebruik tot sy heerlikheid. Alles wat sleg is, sal hy gebruik tot sy heerlikheid. Dat daar in die geestelike baie plaasvind wat ons nie altyd van weet nie. Hier in Openbaring sien ons, soos ek sê, Johannes maak en Jesus, eintlik Jesus maak vir ons die gordyn so bietjie oop en ons kan sien wat in die hemel aangaan. En dat verseker daai laaste punt, dat Jesus kom weer. Jesus kom weer. En ons Filippense sê dit so duidelik, dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Party van ons gaan dit wil doen, en ander gaan gedwing word om dit te doen. Maar hy heers. Die hemel is 'n werklikheid. Die hel is nog steeds so warm soos wat hy nog altyd was. Jesus se bloed het vir my en jou gevloei. En hy wil sy kinders by hom hê. Mag ons seker maak, ons maak moeite mee. Amen. Kom ons sluit oop. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie boek. Dankie dat ons iets van die grootheid, die goedheid kan beleef. Dankie dat ons kan besef dat U is in beheer, maak nie saak wat nie. Al voel dinge soms uit beheer, al voel dinge soms moeilik, Here, U bly getrou. En U sal ons altyd vashou. Dankie Here vir al die goedheid. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het, want deur die bloed van die lam het daar vir ons redding gekom. Here, en daar was niks, geen hoogtes, geen dieptes, geen bose magte, bo of onder die aarde, sal ons ooit uit die liefde van Christus kan ruk nie. Want U liefde was genoeg. Help ons Here om op U gefokus te bly. En mag ons weet, U kom weer. U kom weer. Dankie daarvoor. Ons kan nie wag om U weer te sien nie. Ons kan nie wag om U te ervaar nie. Ons kan nie wag om in hierdie nuwe hemel te wees nie. Daarom wag ons op U. En sal ons U naam loof en prys. Here, skep in ons harte die absolute behoefte om vir almal te vertel van U wat leef en U wat groot is en U wat goed is. Want ons wil nie alleen gaan, Here, ons wil soveel mense as moontlik na U toe bring. Mag ons lief hê soos wat U lief gehad het, al het dit beteken dat U moes sterf. Mag ons mense lief hê wat ver van ons is, wat anders as ons dink, Here. Want dis deur daai liefde dat hulle U sal raak sien. Laat ons vyande vurig lief hê. Mag ons vir hulle bid, Here, mag ons bid vir wat in die wêreld tans aan die gebeur is. Mag ons bid wat in Suid-Afrika met die back and close hier aan die gebeur is, Here, laat ons vir hulle intree. Maar mag ons ook intree vir elke persoon in Iran, Irak en in die Midde-Ooste, Here. Elke persoon wat tans voor lewe en dood staan. En Here, ons bid dat op 'n manier, Here, deur drome of deur mense wat regtig geroepe voel, dat hulle iets van U sal beleef. In hierdie chaos, in hierdie stikke, bid ons vanaand dit, Here. Want hulle is ook U kinders. U het hulle ook geskape. Hulle het gekies om hulle rug op U te draai. Maar ons bid vanaand vir elkeen van hulle. Dankie dat ons vir hulle kan bid. Dankie dat ons kan weet, U is met ons. Maak U saak wat.
In Jesus naam alleen. Amen. Liewe vriende, ek gaan op die groepe sal ek uitstuur, ons het gister so video gewys, ek sal die tweede deel net op die groepe uitstuur, hy is net 'n bietjie langer, so ons gaan nie vanaand op vir julle wys nie. Dan gaan ek ook van Stefan Joubert se een reeks wat hy behandel op Openbaring, sal ek ook op die groepe deurstuur. Hy vat letterlik hoofstuk vir hoofstuk en hy praat so 20 minute van elke hoofstuk. So hy gaan regtig in baie detail in. So ek sal dit definitief vir julle deurstuur. Ek het daai boek vir julle deurgestuur van Chris van Wyk. So ek hoop ek het genoeg gereedskap in jou hande gesit en ek hoop ek het jou 'n bietjie opgewonde gemaak en nie net bang nie om hierdie boek ook te lees van die begin na die einde. Mag julle 'n baie geseënde dag wees en dankie dat julle saam met my deur hierdie reis gegaan het. Ek hoop dit was vir julle tot op. Amen.